Ek is so bly jy is vanmôre hier. Dis lekker om hier te wees. Amen. Dis lekker om hier te wees. Dis lekker om vanmôre saam te kan jubel en te kan juig. Ek wil nou nie vanmôre soos die ou mense klink nie, maar dis lekker om te jubel. Dit maak ons eintlik gereed vir wat vir ons wag. As jy nie hier op aarde kan jubel en juig nie, gaan jy onwelkom voel in die hemel. Die Bybel sê as ons by die Here kom, as hy ons kom haal en ons saam met hom wees, sal daar vir die eerste minuut stilte wees en nooit weer nie. Is dit 1:30? Sorry. Dit is nog 1:30, so daar's groot genade vir party ouens, maar na die 1:30 wag daar 'n ewigheid van jubel en juig. Amen. 'n Ewigheid van jubel en juig. Nou, dis lekker om vanmôre met u te deel. Nou, ons het op die boodskappe gesê dat ons vanmôre eintlik wil net weer klem lê in die begin van 'n nuwe kwartaal op 'n familie. Nou, jou familie is jou huisgesin. En terwyl ons daaroor gedink het, die eerste ding wat by my opgekom het, is, toe ek dink aan familie, nou dink ek aan die Bybel, en ek dink aan 'n familie, en ek hou daarvan om in die Nuwe Testament te preek. Toe dink ek aan die verlore seun. Nou die verlore seun het aan 'n gesin behoort. OK, dit was nie net 'n verlore seun nie. Hy het 'n ouer broer ook gehad. En hy het 'n pa ook gehad. Hulle moes 'n ma gehad het, anders was hulle nie daar nie. Maar mens lees nie van die ma nie. Dit lyk asof die ma dalk nie meer daar was nie. Dis die invloed van 'n ma. Ons kan vanmôre sê wat ons wil en ons kan doen wat ons wil, maar sonder 'n ma se huis. Jy weet, al sou die kinders sê, want die kinders sê mos altyd, wat is 'n huis sonder 'n ma? 'n vakansieoord. Al sê hulle dit is die waarheid is sonder 'n ma, sy's die een wat die huisgesin aan mekaar gom. Sy's die atmosfeer. Hallo? En daarom lees ons van 'n seun wat eers 'n gedraai gaan maak, voordat hy weer terugkom. Maar terwyl ek daaraan dink, toe dink ek wil nou vanmôre praat oor iets anders as die verlore seun, want ek kan weer oor die verlore seun praat, al praat ek nie oor die familie nie, maar ek wou spesifiek oor 'n familie. Iets wat ons nie elke dag vir mekaar sê nie, en dis waar ek by Noag uitgekom het. Nou, 'n mens lees in die Bybel van Noag daar in Genesis 6 en 7 en 8 as ek reg is. Maar het jy al mooi gedink aan Noag? Miskien het ons lanklaas aan Noag gedink. Maar ek wil hê jy moet vanmôre net 'n prentjie kry. Wie's Noag? En as ons dink aan Noag, dan dink ons aan 'n man wat onbeslis die Here gekies het as sy koning. Sonder om te huiwer, te skroom. Nou sê gou vir my, en asseblief Pastor Leon, jy mag nou nie antwoord nie. Maar hoeveel kinders het Noag gehad? Kom, ons besig nou met 'n Sondagskoolles. Hoeveel kinders het Noag gehad? Kom, help my. Wie wil vrymoedigheid neem? 3. Is dit wat jy? 2. 3.
Nou, kom ons gaan 'n bietjie dieper. Wie was sy kinders? Kom aan. Kom, ek weet, dis nou lank terug. Daai file moet bietjie reboot. Sem, Ham. Daar's nou lig. OK, hoeveel ouens was in die ark? 8. Hoe kom 'n mens by 8 uit? Dit was Noag, sy vrou, sy 3 seuns en die 3 skoondogters. Wragtig, hulle het dit ook gemaak. Dis makliker om 'n skoondogter te aanvaar as 'n skoonseun. Nee, dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Dis makliker om 'n skoondogter te beïnvloed as 'n skoonseun. Daar's 'n amen. Maar dink bietjie aan, Noag moes iemand baie besonders gewees het. Dat hy, nie net hy en sy vrou nie, maar kom ek kyk gou of ek dit vinnig kry. Kom ons kyk gou of ek dit vinnig kry. Die Bybel, behalwe in Genesis 6, 7 en 8, behalwe vir dit, lees 'n mens nog op ander plekke ook van Noag. Ek gaan net nou Hebreërs vir die quoteer, maar hoor gou wat sê Esegiel 14. As ek reg kan onthou, is dit ook 14. Ja, Esegiel 14 vers 14. Hoor gou mooi. As hy praat oor die oordeele oor Israel, dan sê hy die volgende. Hy sê, selfs al was Noag, Daniel en Job nog tussen hulle, sou die 3 se regverdige optrede niemand anders gered het behalwe vir hulle self nie. En dan vers 20 sê, selfs al het Noag, Daniel en Job daar gebly, sweer die oppermagtige Heer, sou hulle nie hulle eie seuns of dogters kon red nie. So, wat die woord hier sê, om as pa en ma die Here te dien, is een ding, om aan jou kinders saam met jou te neem. Om self die Here te dien, is een ding, maar om as 'n huisgesin, of 'n familie, die Here te dien, is iets anders. Dis genade, op genade. En partykeer, en ek wil dit regtig van my kant af sê, as 'n pa, dat my kinders die Here dien is net genade. Dis nie ek nie. Nou, hoor gou wat sê die Bybel in Genesis 7 vers 1. Hy sê, toe sê die Here vir Noag, gaan in die ark, jy, kom aan, help my, jy, nie net jy nie, jy en jou hele huisgesin. Stop gou daar. Met wie het die Here hier gepraat? Die Here praat hier met die pa. Luister, pa, as die Here nie met jou praat nie, gaan jou huisgesin verlore. Dis 'n kras begin. Maar kom ons sê gou vir mekaar vanmôre, ons leef in 'n tyd waar gesinne onder geweldige druk verkeer. Kom ons sê gou vir mekaar, ouers is besig. Hallo?
Weet julle hoeveel oumas is hier in hierdie gemeente, wat, as dit nie vir hulle was nie, weet ek nie hoe die kleinkinders by die skool, en die aktiwiteite, en waar ook al, en wat ook al alles gebeur nie. Want die ouers is net te besig. Kinders leef in 'n wêreld waar ek en jy nie geleef het nie. Nou, ek wil nou nie sê hoe oud ek is nie, maar weet jy wat? Toe ek in graad 8 kom, standaard 6, het ons eers TV gekry. Hallo, TV's het eers in 75 in Suid-Afrika gekom. En so, ouers is ongelooflik besig. Kinders is baie blootgestel. Ek weet nie van jou nie, maar ek het eers van 'n selfoon gehoor terwyl ek in die bediening was. Ek kan onthou, voor ek in die bediening gekom het, of voor ek nog gaan studeer, het ek in Sandton gaan werk, en ons kantoor was die eerste kantoor wat 'n rekenaar kry. So, kinders word blootgestel aan goed, wat ek en jy nie blootgestel is aan nie. Ons kinders word blootgestel aan goed wat ons eintlik min van weet. Dis my aan die een kant amazing, maar aan die ander kant tragies, as ek by mense verbyloop en die seentjie van 3 jaar oud sit met die foon en speel. En as ons in Rustenburg bly, is jou huwelik ook onder druk. En waardes en norms en karakter speel nie meer 'n rol in gesinne nie. En die Here wil nie net mans of vrouens red nie. Die Here wil gesinne red. Hy wil gesinne red. Noag, kyk, hoor gou mooi my hart. Noag se verhaal gaan nie oor die ark nie. Dit gaan nie oor die ark nie. Dit gaan oor 'n man wat 'n besluit kon neem, wat sê, ek en my huis, ons sal die Here dien, ons sal vir die Here leef. Nou, in die tyd van Noag, klink dit vir my, was dit baie soos wat ons nou in Suid-Afrika beleef. Daar's geweldige korrupsie, baie sondes, huise wat vasgevang wees deur die vyand. Mense wat saambly is nie 'n nuwe ding, is 'n ou ding. Maar Noag se huis was anders. God red nie net Noag nie, maar God red sy hele familie. Dit is my eerste punt. God soek mense wat anders is, wat anders leef. In die tyd waarin ek en jy leef, hoor mooi wat ek vanmôre vir u sê, ek bedoel dit uit my hart uit. Ons het nie meer Christene in Suid-Afrika nodig nie. Daar's genoeg. Maar ons het mense nodig wat anders is, wat anders leef, wat anders optree, wat anders praat. Weet jy wat my vang as ek hoor hoe mense se taal is. En nou, my skoonsussie het in 'n huis groot geword, waar haar ouers, haar pa was 'n inspekteur van skole en haar ma was 'n Afrikaanse onderwyseres. Nou, hulle mag net suiwer praat in hulle huis. En dis hoe sy groot geword het. Maar dis nie hoe ek groot geword nie, maar weet jy wat, dis nie waarvan ek praat nie. Weet jy, dis my tragies as ek hoor hoe praat van ons gemeentelede, en hulle kom nie eens agter dat elke tweede woord is 'n kraswoord nie.
Dis normaal. Luister, in ons wêreld leef ons anders. Jy's God se kind, jy's uitverkies. Heilig beteken ek is anders. Heilig beteken jy's dit. Terwyl daar in die wêreld geweld is, het ek vrede. Heilig beteken, terwyl ander vasgevang is in sonde, leef ek anders vir die Here. Terwyl ander mense God vergeet. Dit was my so tragies. Ek en Ronel is by 'n restaurant. Nou, al dink julle dis 'n gewoonte, dis 'n goeie gewoonte. Nie die restaurant nie, ek gaan nou vir julle sê wat dit is. Ek was gister vir die eerste keer en ek weet nie hoeveel weke of maande in die mall nie. Maar gister, weet jy wat, as ons het 'n gewoonte, as ons gaan eet op 'n plek, dan bid ons soos wat ons by die huis bid. En iemand sê vir my in die restaurant, wie's jy dat jy in die restaurant bid? Jy sien, terwyl mense hulle norms en waardes en wat ook al vergeet het, hulle het eintlik die Here vergeet. Luister, selfs 'n eenvoudige ding soos om by jou tafel te bid. Die meeste van ons sit nie meer by 'n tafel en eet nie, ons sit mos voor die TV. OK. Terwyl hierdie soort goed in Noag se tyd gebeur, sê die Bybel, maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Jy sien, die wêreld lyk so, maar Noag, God se kind. Luister, al lyk Suid-Afrika ook al hoe, God kyk nie na hoe hulle lyk, hy kyk na hoe sy kinders lyk. God kyk nie na die meerderheid nie. Hy kyk nie na die demokrasie nie. Hy kyk na sy kinders. Want sy oë is op die kinders van die Here en sy ore is oop tot hulle hulp geroep. Jy kan net sê Here, dan is hy daar. Hy kyk na jou hart. Kom ek sê gou vir u net so terloops, Noag was nie perfek nie. Gaan lees maar 'n bietjie verder. Noag was nie perfek nie, maar Noag was gehoorsaam. En dis die verskil. Noag kon God se stem hoor. Hallo. Luister, die Here wil nie perfekte mense hê nie, hy soek gehoorsame mense. Kom ek sê vir julle vanmôre, ons kinders het nie perfekte ouers nodig nie. Hulle het ouers nodig wat die Here ken en vir die Here leef. Ek is nie volmaak as ek vanmôre voor u kom staan nie. Ek is net gered en verlos en vrygemaak, wedergebore, nuut gemaak, gevul met sy gees. Ek weet ek raak nou te veel opgewonde, maar weet jy wat? Dit wat in jou hart gebeur het, is meer as dit wat in die wêreld kan gee. Jou kind, wat die kinders in ons wêreld nodig het, is nie perfekte ouers nie. Wat hulle nodig het, is 'n pa en 'n ma wat kan bid. Ek kan onthou jare terug, is daar 'n pastoor in ons naburige dorp. En die pastoor was voor hy in die bediening gekom het, 'n siviele ingenieur. 'n Stil, stemmige man. Baie introvert. Sy vrou was 'n ekstrovert. En iemand kom en kla by haar oor die pastoor. En sy sê vir hom, luister, jy kan maak wat jy wil, jy kan sê wat jy wil, maar jy moet bietjie kom hoor as hy bid. Dan praat ons weer.
Luister, wat jou kind nodig het, is om te weet jy kan bid. Wat jou kind nodig het, is om te weet jy kyk na die woord. Wat jou kind nodig het, is om te weet, my pa en ma, al kan ek wat ook al doen, of al doen ander mense, wat ook al, hulle is maklik om te vergewe. Wat hulle nodig het om te weet, is, my pa is nie net kwaai nie, want ek was kwaai. En my vrou was kwaai. Toe ons kinders kleiner was, het my vrou soos 'n samajoor geloop, nie omdat sy 'n samajoor is nie, maar sy het met arms ingekom in die kerk met 'n paplepel in haar hand. Die kinders het haar nie net, was nie bang vir haar nie, maar hulle het haar gerespekteer vir wie sy is. Kinders, kan ons gou statistiek gee. Kinders leer uit wat hulle sien. Hoor gou mooi. 68% van wat jy sien, gaan jy onthou. 12% van wat jy hoor, gaan jy onthou. So, wat jy hoor, onthou jy nie, 12%. Maar wat jy sien, 68%. So, as jou kinders kan sien en hoor, het hulle baie beter kans. Jou kinders, die ou mens het mos altyd gesê, doen wat ek jou sê, moenie doen wat ek doen nie. Weet jy, dit is die grootste leuen wat daar kan wees. Dit is die grootste leuen. Dit is nie die waarheid nie. Die waarheid is, kinders doen net soos jy of erger. Kinders leer uit wat hulle sien. Hulle kyk na die model. Tweedens, Noag het geglo nog voor hy gesien het. Net so terloops. In die tyd van Noag, en ek vergewe my dat ek afdwaal, maar in die tyd van Noag het die mense hom gespot en gesê hy is mal. Die Bybel sê so. Nou, kan ek vir jy ietsie 'n geheim vertel? 'n mal man bou 'n skip. En hy skip het nie 'n druppel water ingekry nie en nooit gesink nie. Ingenieurs in die 1900s bou 'n Titanic en hy sink. Hallo! 'n mal man bou 'n skip en daar kom nie 'n druppel water in nie, hy gaan deur. Ingenieurs bou 'n skip en hy sink. Ek wil vanmôre vir u sê, die verskil is die een wat in beheer is. Hoor gou, Hebreërs 11 vers sê, deur die geloof het Noag, want hy het gehoor. Hy het die afmetings, presies alles. God sê, ek gaan die aarde oordeel. Nou, weet jy wat? As die Here vandag vir ons sê, hy gaan reën stuur, en daar gaan 'n vloed kom, kan ons nogal taamlik indink. Dit is moontlik. Dink aan 'n tsunami. Onthou jy die tsunamies daar in die ooste, wat kom in 'n hele land? Ek kan onthou, toe ons terwyl ons in ons vorige gemeente was, het ons min of meer 150 km van die see af gebly. En almal het gesê, gelukkig bly ons hier, die water sal ons nooit tref nie. Maar die tsunami in die ooste, wat het meer as 150 km oorgespoel. Noag het nog nooit in sy lewe swaar reën gehoor nie, of gesien nie. Hy het nog nooit gehoor dat dit so kan reën dat die wêreld kan vergaan nie. Nog nooit. Maar hy glo die Here as hy dit sê. Dis geloof. Om te glo, al kan jy nie sien nie. Geloof wag nie vir bewyse nie. Geloof vertrou op God se woord.
Nou, vandag sê ons, weet jy wat, as baie keer as ek met mense praat, mense is daarom arrogant. Amen. Mense is daarom arrogant. Partykeer as ek met mense praat, dan is hulle so arrogant, en ek praat van gewone huisvrouens en gewone mense. Hulle sal vir my sê, ja pastoor, ek sal die Here dien as ek ouer is, en ek sal die Here dien as ek in 'n beter situasie is, as ek 'n beter werk het, as ek meer geld het, as ek meer tyd het, en al die verskonings. Noag het nie gewag nie. Hy het nie gewag nie. Noag, toe die Here sê vir hom, begin bou, toe bou hy. Nou, dis nie soos vandag waar ek na die hardeware toe kan gaan en hout kan koop nie. Daar was nie hardeware nie. Hulle moes bome kap. OK. Hoe lank het dit Noag gevat om die ark te bou? Kom, help my. Kom aan. Kom aan. Kom aan. 100 jaar. 100 jaar. Oor 100 jaar is jy dood. Of dink jy nie, Noag moes dadelik begin, anders het hy dit nie gemaak nie. Hallo? As hy nie dadelik begin het en die ark gebou het nie, was die ark nog onvolledig voor die reën gekom het. So, Noag wag nie. Hy begin onmiddellik. As die Here praat, verwag hy onmiddellike eerste keer gehoorsaamheid. Derdens, ek wil nou 'n groot stap vat. Die ark is eintlik 'n beeld van Christus. Jy gaan nou mooi verstaan. Ek hoop so. Die ark is eintlik een van die mooiste voorafskadu's van Christus in die Ou Testament. Die Bybel sê in Genesis 6, die ark het een deur gehad. Jesus sê, ek is die deur. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. Nie baie deure nie. En kan ek maar vanmôre reguit praat, daar's net een deur na God. Daar's nie verskillende deure wat by dieselfde plek uitkom nie. Daar's net een God, een koning, een Here, en daar's net een manier om by hom uit te kom. Dis Jesus Christus. Een deur. Daar's nie baie paaie wat na die hemel lei nie. Luister, as ouens se dwaal aanhang, is jou pad na die hel, of ons dit wil weet of nie. Daar's net een manier, Jesus Christus. Daar's net een weg. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, sê Jesus. OK, daar's een deur. Derdens, die ark was van hout gebou. So, hout het die redding veroorsaak. As Jesus aan die kruis sterf, hang hy aan die ark is binne en buite met pik verseël. Nou die Hebreëse woord vir pik beteken versoening, bedekking en verlossing. Die bloed van Jesus is die enigste metode om verlossing, vrymaking, versoening en bedekking te kry. Die Bybel sê dat 'n dag aangebreek. Hoor mooi. Ek glo dit. Dit staan in die Bybel in Genesis 7 vers 16. Dat 'n dag aangebreek dat God vir Noag sê, kom, dis tyd om in te gaan. Die tyd loop uit. Kom. Ek weet nie hoe hy al die diere daarin gekry nie, dit weet ek nou nie.
Die Here moes met hulle gepraat het. En toe almal in is, toe is die deur toe, oop. Want die deur kan nie toe van binne af nie. Aan die binnekant is daar nie 'n knop nie. God moes die deur toemaak. Die Bybel sê so. God sluit die deur. En weet jy wat? Daar gaan 'n dag aanbreek dat God die deur gaan sluit en niemand meer kan inkom nie. Daar gaan 'n dag aanbreek wat hy kies, waar hy die deur gaan sluit en sê niemand kom in nie. As mense dan skree, Here, maar ek het, dan sal hy sê, gaan weg, ek ken julle nie. Ek is koppie vanmôre. Vierdens, Noag het sy familie beïnvloed. Luister, kom ons sê vir mekaar, leierskap is beïnvloeding. Leierskap is beïnvloeding. En Noag was 'n leier wat sy eie gesin beïnvloed het. Weet jy wat? Ek wil hê jy moet weer gaan lees in Genesis, waar die Bybel sê nooit dat Noag gesukkel het met sy kinders om hulle daar binne te kry. Nooit. Waarom nie? Vir meer as 100 jaar sien hulle pa elke dag bou. Hulle hoor dat die Here het vandag weer met my gepraat. Hulle hoor en sien dat hulle pa werk vir die Here, al is almal teen hom. Hulle beleef dat hulle pa bid en is gehoorsaam. Hulle hoor pa glo met sy hele hart. Hy het alles gestop en net die ark gebou. Hy het sy werk gelos. Kinders volg gewoonlik ouers wat kan hoor en gehoorsaam. Ouers, die belangrikste preek wat jy vir jou kinders kan preek, is jou lewe. Jou lewe. Vyfdens. Die wêreld het vir Noag gelag. Die wêreld het vir Noag gelag. Kan jy jouself indink elke dag? Ek dink nie die ark het naby hom sy huis gestaan nie. Elke dag op pad van sy huis af, ark toe en terug. Ark toe en terug. Ark toe. Onthou, hierdie mense het nog nooit 'n boot gesien nie. Hallo? Dis wat dit so belaglik maak. Hulle het nog nooit so iets gesien nie. En vir omtrent 100 jaar bou hy. Mense spot hom. Party mense het selfs wanneer hy geloop het van die huis na die ark, het hulle op hom gespoeg. Laat dit jou herinner. OK. Mense lag vir hom, hulle kruit om hy tas mal, en toe begin het reën. En toe het reën, was die deur reeds toe. Hallo? Dis maklik om saam met die wêreld goed te doen. Weet jy wat? Om in hierdie wêreld te doen wat die wêreld doen is niks. Jy moet net 'n jellyfish wees. Just go with the flow. Dis moeiliker om op te staan vir die Here. Maar aan die einde sê die Bybel, nie net dat God hom gered het nie, maar Noag was nog altyd reg. Hy het toe reg gehoor. Hy het reg verstaan. Hy was toe gehoorsaam. Hy het gedoen wat die Here wou hê, presies. Terwyl die wêreld hom verguis het. 6. Gehoorsaamheid bring redding. Genesis 6 vers 22 sê, Noag het alles gedoen soos God hom beveel het.
Nie net sekere dinge nie. Alles. Alles. Dis die sleutel. Doen wat die Here wil hê en jy's veilig. Baie Christene, en dit sluit ons vanmôre ook in. Ons almal wil geseënd wees. Jy kom kerk toe omdat jy so bang is jy mis 'n blessing. Ons almal wil geseënd wees, maar ons kan nie 'n geseënde van die Here wees sonder gehoorsaamheid nie. God seën die gehoorsaames. 7, ek besef ek vat te lank. 7de, God onthou sy kinders. Genesis 8 vers 1 sê, toe het God aan Noag gedink. OK, toe Jesus aan die kruis hang, is daar 'n ou langs hom wat vra, Here, dink aan my. En die laaste ding wat Jesus gedoen het aan die kruis, was om aan 'n mens te dink. Is dit nie amazing? God dink aan jou. Hy vergeet jou nie. God tree op. Miskien voel jy vandag, die Here het my vergeet. Nee, luister, is die grootste leuen. God sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat en jou nooit vergeet nie. Hy onthou jou. Hy onthou jou huis. Hy onthou jou kinders, hy onthou jou trane, hy onthou jou gebede. Ek wil afsluit met 'n paar belangrike goed. Ek gaan nou net vinnig wees. Eerstens, bou jou huis op God se woord. Nie op al die ander goed nie, op die woord. Op die woord. Wat sing ons? Op die woord sal ek bou op die woord. Maar dan sal die Here met jou wees. Tweedens, bid. Luister kinders van die Here, ons praat nie goed reg nie, ons bid goed reg. 'n gesin, wat sê die Engelse mense? A family that prays together stays together. Derdens, lees saam die Bybel. Ek kan onthou, ek dink so 6 maande terug, kom kuier my broer daar by ons, en toe hy in ons huis in die sitkamer kom, sien hy op die een tafel lê 'n rooi Bybel. En hy loop soontoe en hy vat dit so en hy sê, dis die Bybel waaruit my ma vir ons gelees het. Lees saam die Bybel. As hulle hoor hoe jy vir hulle lees, wat dink jy gaan hulle met hulle kinders doen? Dien saam die Here. Gaan kerk toe, aanbid die Here, wys vir hulle, dis hoe 'n mens die Here aanbid, wys vir hulle jou trane, wys vir hulle jou berou. Party ouers is te bang om vir hulle kinders te sê, luister, ek het droog gemaak, ek is jammer, vergewe my. Bring my by die 5de punt, vergewe vinnig, moet nie die goed in jou hart bære nie. Weet jy wat, die gouste verdeeldheid wat jy kan kry, is wanneer jy goed in jou hart bære. Ek wil dit van toepassing maak. Ek glo die Here wil vanmôre met ons praat. En die Here wil vir ons vanmôre kom sê, skep weer plek in jou huis, dat ek saam kan Bybel lees en bid. Skep 'n plek waar jou kinders kan kerk toe bring en saam met hulle die Here dien. Skep 'n geleentheid waar jy die liefde van die Here met hulle kan deel. Skep 'n kans waar hulle kan sien pa en ma sukkel nie om te vergewe nie. Nou,
net persoonlik. Ons is baie bevoorreg om vir die Here te werk. Eerstens, tweedens, ons is ook baie bevoorreg om in 'n gemeente vir die Here te werk. Maar in die laaste 100 jaar wat ons vir die Here werk, het mense goed aan ons gedoen wat kinders van die Here nie aan 'n pastoor doen nie. Maar ons het die keuse gehad. Gaan ons daaroor top en praat en skinder en wat ook al alles, of gaan ons net sê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Net soos Noag sal die Here sy hand op jou hou. Hy sal jou beskerm, hy sal jou bewaar. Sy begeerte is om julle hele huis te red. Sy begeerte is om julle as gesin, wat vir my amazing is dat nie net Noag en sy vrou is, of Noag en sy vrou en die 3 seuns nie, maar is Noag en sy vrou, sy seuns en hulle skoondogters. 8 word saam gered. Ek weet nie of dit die kinders 100 jaar gevat het om 'n vrou te kry nie, maar want ek lees nie van kinders nie, maar alwaaroor dit gaan is dit vanmôre. Die Here wil wat hy vir Noag gedoen het ook vir jou doen. Ek wil ook eerlik wees. Noag het nie die wêreld verander nie. Noag was nie 'n prediker nie. Noag was 'n gewone ou wat sy familie gered is. Luister, die Engelse het ook 'n spreekwoord wat sê, charity begins. Kom, waar is die ouer mense, help my. Charity begins at home. Jou eerste verantwoordelikheid as pa en ma is om te sorg dat julle huis is. 'n Pa moet sê, ek in my huis. Maar gou, wat sê Josua 24 vers 15? Wat my betref in die nuwe vertaling, wat my en my huis betref, ons sal die Here dien. Die ou vertaling het gesê, ek en my huis, ons sal die Here dien. Elke pa behoort dit te sê. Luister, jy het nie nodig om op 'n verhoog te staan om jou kinders by die Here uit te bring. Maar jy kan dit aan die etenstafel doen. Die etenstafel is nie 'n plek waar jy skinder en die etenstafel is 'n plek waar jy kan praat oor die Here. Die etenstafel is 'n plek waar jy jou Bybel kan oopmaak en sê, so sê die Here. Ag pastoor, maar my huis gesin. My kinders is al uit die huis, nou begin dit iewers. Jy hoef nie meer om 'n tafel van 8 te sit nie, jy kan nou onder 'n tafel van 2 sit. Maar begin dit. By die tafel kan jy en jou vrou jou kinders inroep uit die hel uit. Ek kan onthou, hele klop jare terug, praat die Here met my en hy sê vir my, ek moet die kerk so groot bou, dat dit op die grense van die kerk se erf is. En ek besef, dit gaan baie geld kos. Nou bid ek, nou is sulke klein asbesgebouetjie, met sulke klein kamertjies wat hulle gebruik het voorheen, vir sonnaskoolkamertjies, en ek staan in die kamer, nou, voor die vensters hang daar nie gordyne nie, daar hang hessian. Maar dit was my bidplek, en ek roep, en ek bid, en ek vra, en ek smeek, en iemand klop aan die venster. Iemand klop aan die venster. En toe ek die hessian wegvat, toe sê die bure wat langs aan is. En die man, ek maak die venster oop, en die man sê, pastoor, hou asseblief op met bid.
sê, jy het my al uit die hel uit in die hemel ingebid. As dit vir jou buurman werk, sal dit vir jou kinders ook werk. Ek wil vanmôre vir jou kom vra. Noag praat met jou en my. Daar's beginsels. Jean-Louis, het jy die QR code op die is daar in die voorportaal? Ons sal vir u die QR code stuur. Dan kan jy op die QR code gaan klik en vanmôre se gedeeltes lees. As jy nie 'n blaadjie gekry het. Maar ek wil vir jou vra, gaan en lees Genesis 5, 6, 7 en 8. En vat daai beginsels, se begin dit in jou eie lewe toepas. Want die Here wil met ons praat. Kom ons sluit ons oë. Here,